Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dis amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Ons het 'n bord van impak waar ons saam met jou bid vir jou gebedsversoeke en vir mense wie nog nie die Here ken nie. Kom skryf 'n naam of 'n gebedsversoek op 'n kaartjie en draai dit om wanneer die persoon tot bekering kom of wanneer jy 'n antwoord op jou gebed gekry het. Ons almal ken daardie gevoel wanneer jy by 'n verkeerslig stop en oogkontak maak met iemand wat vra vir geld. Ons wil jou graag bemagtig om 'n meer langdurige verskil in hierdie mense se lewens te maak. Vir slegs R50 kan jy 'n MyChange voucher koop met 4 kaartjies. Hierdie kaartjies kan ingehandig word by enige U-turn of messentrum vir een van die volgende: klere, 'n warm stort, 'n maaltyd of 'n veilige slaapplek. Daarna word daar ook 'n pad gestap om hierdie persoon uit huisloosheid te help. 90% van alle vouchers wat uitgegee word, kom terug na die sentrum, so koop vandag nog jou vouchers by die koffietoonbank en maak 'n verskil in iemand se lewe. Vanaand het ons weer 'n worship geleentheid by ons aanddiens. Dis 'n tyd wat jy kan uitkoop, wat jy kan kom en luister, wat is dit wat God vir jou wil sê in hierdie besige tyd, in hierdie besige wêreld. So maak seker, jy's vanaand hier 5:30. Jou sel teen al die ander selle. Een broodjie, dalk die belangrikste broodjie van jou lewe. Wie kan tomatie, kaas en eie in 'n wonderwerk laat verander? Kom vind uit die 17de Junie, 6:30 by Dr. Douwe Tygerwil vir ons tweede Young Adult Social. MasterChef Tygerwil aan die brand. Die 19de Junie is dit ons Fusion afsluiting vir die kwartaal. En om dit te vier, gaan ons 'n sokkie saam met Dr. Douwe Langeberg hê. So tieners, maak seker julle is hier en bring enige iemand saam wie julle ken. Die deure maak 6:30 oop, maar ons begin 6:00. Hier sal popcorn, koeldrank en hot chocolate wees. Sien julle Vrydag. Ons gaan Vadersdag fokus op mans as vaderfigure soos God dit bestem het. Koning, priester en profeet. Ons vra jou om iemand te nooi wie jy ken om hierdie boodskap te kom hoor. Bring jou pa, bring 'n man wat tans disconnected voel. Bring iemand wat nie meer kerk toe kom nie. Kom vier Vadersdag by Dr. Douwe Tygerwil, 21 Junie om 8:30 en 10:15. Daar's ook 'n gratis cappuccino vir elke man. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Goeiemôre. Voordat ek begin wil ek net gou 'n gebeds of althans 'n praise report vir julle lees. Ek wil graag dankie sê vir die goeie nuus dat my oudste dogter weer swanger is na 'n hele paar jaar van probeer. Hierdie is inderdaad 'n wonderwerk en ek bid Papa Jesus se veilige hand oor die swangerskap. Kan ons net gou 'n oomblik vat en net saam bid? Ja, celebrate. Woo! Dankie. Ek het my eie cheerleaders ingehuur hierso. Kan ons net gou 'n oomblik vat om net vir hulle te bid?
Dankie Here dat ons vir Nadia se dogter kan bid. Here, dankie vir hierdie wonderwerk wat U gemaak het. Here, en ek bid vir haar swangerskap. Mag dit 'n goeie swangerskap wees, Here. Mag sy U hand deur hierdie hele swangerskap beleef. En ek vra ook vir die geboorte, mag dit goed gaan en mag U die regte dokters en die regte susters oor op pad stuur sodat sy elke oomblik van hierdie sal geniet. Amen. Ek is baie excited oor die woord vandag. Dit is His glory, sy glorie. Okay, glorie is nie 'n woord nie, het ek agtergekom. Dis heerlikheid. Maar glory sê net so lekker. So verskoon as ek bietjie Afrikaans en Engels meng, maar glory is net soveel lekkerder as heerlikheid. En die afgelope ruk is hierdie woordjie glory, hoor ek dit baie. Maar dit het vir my soos 'n ver konsep gevoel. Want glory klink vir my so groot. Dit klink nie iets wat ek moet ken nie, dit klink vir my te groot. Ek het gesukkel om te verstaan waar hierdie glory inkom. Waar kom hierdie heerlikheid in? En wat is die impak wat dit op my lewe het? Hoe moet dit lyk in my lewe? Want soveel keer in die Bybel praat hulle van God se heerlikheid, maar ek het net nie verstaan wat dit beteken nie. En toe het ek begin soek. En die Here is mos altyd so getrou, hoe meer jy soek, hoe meer gaan jy kry. So hierdie afgelope rukkie het die Here vir my soveel meer van sy heerlikheid kom wys. En ek hoop julle kan vandag ook sy heerlikheid verstaan. En verstaan is nie net 'n konsep wat ver is nie, maar is hier by ons en in ons. Toe Alan Platt Doxadayo begin het hy woord gekry vir Doxadayo. En dis in Habakuk 2 vers 14. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. En weer eens hierso lees ek van die glory, die heerlikheid, en dat sy heerlikheid die hele aarde, oor die hele aarde sal wees. En daar het ek vra weer die vraag, maar hoe lyk dit? Hoe lyk sy heerlikheid? En hoe gaan God dit reg kry om sy heerlikheid oor die aarde te sit? Hoe moet dit lyk? Ek het so 'n bietjie toe gegaan na die Ou Testament toe en gaan soek vir sy glory, spesifiek die woord glory. Eerstens, dit was in die Ou Testament was dit in 'n wolk gewees, sy heerlikheid verwys dit was in 'n wolk gewees. Tweedens, dit was op die berg gewees. Soos hulle na die berg gekyk het hulle gesê dit is die heerlikheid is op die berg. En 'n derde voorbeeld wat vir my sy heerlikheid so mooi gewys het, is die brandende bos. So Moses het geloop en ewe skielik is daar 'n bos wat aan die brand is, maar die bos verbrand nie. Ek weet nie of ek daar sou gebly het nie. Ek dink ek sou weghardloop het, want toe begin hierdie bos met hom te praat. Dis baie weird. En daar kom toe 'n stem uit hierdie bos uit wat vir hom sê, jy staan op heilige grond, trek uit jou skoene. Dit is God se heerlikheid. En ek dink dit is wat my so de mekaar gemaak het, want sy heerlikheid is so groot. Moses moes sy skoene uitgetrek het om op hierdie heerlikheid te staan. So hoe kan daai heerlikheid, hoe is dit relevant tot my? Is sy heerlikheid dan nie te groot vir my nie? En ons lees dan later ook, dat sy heerlikheid toe die tabernakel klaar gebou is, het sy heerlikheid in die tabernakel ingetrek. So dis die Ou Testament. Is dit hoe dit vandag ook lyk? Moet ek daar in die veld gaan loop en gaan soek vir brandende bosse? Moet ek sy heerlikheid soek in die wolke, in die berge? Hoe lyk sy heerlikheid vir ons vandag? En ek het 'n bietjie gaan Google wat die woordjie glory beteken. Dis baie Engelse woorde, ek het so 'n paar keer geoefen. Glory beteken it's high renown, honor or distinction won by notable achievements. It is a multifaceted or a multidimensional concept encompassing splendor, divine praise, and a state of deep gratification. It is fame, magnificence, and a personal state of being. So dit is wat Google sê glory beteken. Maar toe het ek spesifiek na die Hebreëse woordjie gaan kyk en dit is kabod. Ek het nie Hebreëus gevat nie, ek sê nou vir Jackie, ek is nie 'n baie groot tale mens nie, so Afrikaans en Engels was altyd my laagste vakke, so ek het gekies om nie tale te doen nie, want as ek klaar sukkel met Afrikaans en Engels, hoe gaan dit lyk as ek nou Grieks en Hebreëus ook moet vat? Maar die woordjie is kabod, en dit beteken glory, abundance, riches, honor, splendor, dignity, reputation, and reverence. Hierdie is 'n mond vol. Hoekom vat dit so baie konsepte om hierdie een woordjie
glory te verduidelik. Soos dit ek lees, kom ek op 'n skrif af wat my baie excited gemaak het. Dit is 2 Korintiërs 4 vers 6. For God who said, let light shine out of darkness, has shone in your hearts to give light of the knowledge of the glory in the face of Jesus Christ. En hierdie oomblik was my lightbulb moment. Hierdie oomblik was daai, aha, ek verstaan dit uiteindelik oomblik. Daar sê Paulus, die God wat gesê het, let light shine in the darkness, kom en maak in jou harte bekend wat die heerlikheid van God is. So al daardie baie konsepte wat probeer verduidelik wat glory is, leef binne my. Leef binne elkeen van ons. Sy heerlikheid is al klaar vasgevang binne ons. Ons hoef dit nie te gaan soek in 'n berg in die wolk of in 'n tabernakel of in 'n brandende bos nie, want sy heerlikheid is al reeds binne elkeen van ons. En dis hiertoe ek besef, hoe gaan die aarde gevul word met sy heerlikheid? Is soos wat elkeen van ons sy heerlikheid besef. Een vir een word die aarde gevul met sy heerlikheid. So dis elkeen van ons se roeping. Dis elkeen van ons se werk om hierdie heerlikheid vir die mense rondom ons te gaan wys. Dit is nie 'n konsep wat ver af is nie. Dis hier, dis relevant, dis binne elke liewe een van ons. Ons het nou net met 'n reeks unboxing klaar gemaak wat gegaan het oor die Heilige Gees. En dit was so awesome om al hierdie verskillende aspekte van Heilige Gees te sien. En dis Heilige Gees wat hierdie werk, hierdie heerlikheid binne ons kom oopsluit. Dis hy wat dit vir ons, as ek Engelse woord kan gebruik, reveal. Wat vir ons wys, hier is die heerlikheid dan hy. Maar dit het begin by ek wat gesoek het vir dit. Here, gee vir my antwoorde. En die Here sê, hoe meer jy my soek, hoe meer sal ek myself vir jou wys. En dis wat die Here gedoen het. En ek het dit al soveel keer van tevore gesê, maar ek gaan dit nou weer sê. Dieselfde krag wat vir Jesus uit die dood uit opgewek het, leef binne elke liewe een van ons. Dieselfde krag. Nie 'n bietjie minder nie. Nie net 'n stater nie. Die hele myn meal leef binne elkeen van ons. Ons gepraat van kos heeltyd. Ek dink ons almal gaan die uitstap honger. En my vraag wat ek net vir myself vra, wat ek ook partykeer miskry is, hoekom kan ek nie leef van daai krag nie? Hoekom twyfel ek nog steeds? Hoekom twyfel ek of sy heerlikheid regtig binne my is? Hoekom twyfel ek dat die Here gaan deurkom? As hy sê, my heerlikheid, my volle heerlikheid, leef binne jou. Dis tyd dat ons moet besef, daai krag, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef binne ons. En dat dit jou excited maak. Weet jy tot wat is jy in staat as gevolg van hom, as gevolg van sy heerlikheid wat hy binne jou gesit het? Soveel meer as wat jy ooit kan dink, imagine of droom. Dit is sy heerlikheid binne jou. Die laaste gedeelte van hierdie versie sê, the glory of God in the face of Jesus Christ. So as gevolg van Jesus Christus, het ons nou hierdie heerlikheid. Ons weet in die Ou Testament was dit 'n brandende bos, dit was 'n wolk, dit was in die tabernakel, net die hoëpriesters mag ingegaan het, en as al hulle sondes nie bely was nie, het hulle net daar dood neergeval. Dit is hoe groot God se heerlikheid was, of nog steeds is. Maar dis hoe groot dit was, en toe kom Jesus, en hy kom skep 'n nuwe koninkryk. En hy sê, kyk, daai heerlikheid wat iemand dood neergeval het as in die sonde bely het nie, leef nou binne in jou. Daai heerlikheid wat in die brandende bos is, dit leef binne jou. Dit was Jesus se plan van die begin af, om sy heerlikheid uit te stort op elke liewe een van ons. Hy het 'n nuwe koninkryk kom skep. En hy het gesê, laat my liggaam die heerlikheid van my vir die wêreld wys. Sy liggaam is elke liewe een van ons wat hierso is.
Hy het dit vir ons gegee om saam te staan, sodat die mense van buite af kan sien, maar kyk, hierdie liggaam verstaan iets wat ek nie verstaan nie. Hierdie liggaam lyk anders as die res van die wêreld. Hierdie heerlikheid wat hierdie liggaam het, ek smag om ook bietjie van dit te beleef. Dis die koninkryk wat Jesus kom vestig het. Van die begin af was sy plan dat ons sy heerlikheid moet beleef. Maar meer as dit, dat ons dit vir die mense daar buite kan wys, sodat sy heerlikheid oor die hele aarde sal heers. Maar wat verander dit? As ek nou weet, die heerlikheid van God is binne my, as ek weet hoeveel krag dit ek nou het, as gevolg van die Heilige Gees, wat verander dit? Eerste ding, jy kort absoluut niks. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. En ek gaan teruggaan na daai voorbeeld toe van die stater wat ek nou gesê het. Dis nie 'n kar se stater nie, dis 'n stater voorgereg. Dis hoekom jy nie Engels en Afrikaans moet meng nie. Voorgereg. Daai laaste gedeelte sê, ons is heeltemal vervul met die volheid van God. Paulus kom nie hier en skryf, jy's net met 'n bietjie gevul nie. Jy's net met die voorgereg gevul nie, maar hy kom en sê, jy's heeltemal gevul met die volheid van God. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken, ek hoef nie na wêreldse dinge te smag om my te vervul nie, want ek sal reeds vol. As die wêreld kom en vir my sê dan, nee, jy kort iets, kan ek sê, nee, ek doen nie. Hierdie vers sê duidelik, ek is vol met die volheid van God. 2 keer sê hy dit, vol met die volheid van God. Jy kort niks nie, en as ek praat van die wêreld, baie keer probeer ons leemtes in ons lewe vul met alkohol, met geld, met drugs, met pornografie, met verhoudings. Dit is die wêreldse dinge. En in 'n oomblik gaan jy gelukkig wees, maar wat as dit weggaan? Dan gaan jy net smag na nog en nog en nog en nog. Maar as jy verstaan, ek's gevul met die heerlikheid van die Here, en dit sê dat ek vol is met die volheid van God, gaan ek nie na daai goeders hardloop om my vol te maak nie. Want ek sal reeds vol. Ek kort absoluut niks nie. Want sy heerlikheid leef binne my. En dit sê, jy is vol met die volheid van God. Die tweede ding is, jou identiteit verander. Oeps, jy het nie dit gesien nie. Tweedens, jou identiteit is verander. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Jesus het gekom en vir ons gesê, in hierdie nuwe koninkryk, ek kies jou as my kind. Dit is jou nuwe identiteit, dit is waarop jy staan nou. Sy heerlikheid het jou volgemaak van sy heerlikheid. Daar's 'n skrif wat sê in Efesiërs, dat hy jou beseël as sy eiendom. Dit is wat hy verklaar oor jou. Hy sê, ek het jou ingelaat in my huisgesin. Dis die intieme verhouding wat ons met God kan hê. Hy sê, ek kies jou as my kinders. Die volmaakte werk aan die kruis, ons leef uit daai perspektief uit. Die werk is al reeds voldoen. Ek het nie nodig om nog iets te doen nie, dit is al reeds voldoen. Dit beteken, my identiteit nou, is nie ek se sondaar nie. My identiteit nou sê, ek is sy geregtigheid. Daar's nêrens in die Bybel, waar as God of Jesus van ons praat, wat hy vir ons sê, jy's 'n sondaar nie. Nêrens. Hy sê, jy's my geregtigheid, jy is heilig, ek het jou geroep, jy's deel van my familie, dis sy uitspraak oor ons. So die oomblik as jy verstaan hierdie heerlikheid wat binne jou is, dat jy gekies is, leef jy uit die plek uit van, ek is sy geregtigheid, ek is heilig, ek is nie meer 'n sondaar nie. En dit sê nie, jy kan nou net aangaan en jou sonde aanhou doen en die Here gaan jou net elke keer vergewe nie. Dis net my fokus is nou so op Jesus en die volmaakte werk aan die kruis, dat ek uit daai plek uit leef. En die oomblik as my fokus so op God is, gaan ek nie meer die sonde wil doen nie. Want ek weet ek is vol.
Ek het nie nodig om hierdie sonde te doen om my vol te maak nie. Dit is wat sy heerlikheid binne ons kom doen. Die derde punt is, jy is vry. Galasiërs 5:1 sê, Christus het ons vrygemaak om regtig vry te wees. Hou vas aan hierdie vryheid. Moet dit vir niks ter wêreld prysgee nie. Moenie toelaat dat ander mense julle weer slawe van hierdie skewe sienings maak nie. Weereens kom Paulus, hy het nou gepraat van, jy is gevul met die volheid van Christus. Nou kom hy en hy sê, jy is regtig word vry, so wees vry. Maar ons kies baie keer om terug te gaan. Terug te gaan na ons ou lewe. Om vas te hou aan al die slegte emosies, om vas te hou aan die kwaad. Jesus het gekom sodat ons vry kan wees. So hoekom wil jy heeltyd vashou aan die kwaad, aan die seer en aan die onvergifnis? Jy plaas jouself heeltyd net in 'n tronk oor en oor en oor. Want Jesus het gesê, ek het gekom om jou vry te maak, so wees vry, leef in daai vryheid en dit is wat sy heerlikheid binne ons kom losmaak. Eerstens besef ek is volmaak. Ek kort absoluut niks nie. Dit is soos asof die Here jou die koppie wat jy het vul, maar hy stop nie as die koppie vol is nie. Hy gooi nog en hy gooi nog en hy gooi nog en die water wat hy gooi word nooit op nie. Hy maak jou tot oorlopends toe vol. Tweedens, hy kom sê vir jou, jy is my kind. Dit is die identiteit wat ek vir jou gee. Ek het jou gekies, my heerlikheid leef in jou, en as gevolg van dit is jy my kind. En derdens, hy kom maak jou vry. So lewe in sy vryheid. Ervaar die vryheid wat hy vir jou wil gee. En as jou verlede weer wil opkom en vir jou sê, maar kyk wat het daai persoon gedoen, kyk dit in die gesig en sê nee. Kyk na my Jesus wat op die kruis hang. Dis waartoe jy moet verwys. Nie na die mense wat jou seer gemaak nie, want jy gaan seer kry. Of jy nou in Jesus glo of jy nie in Jesus glo nie, mense gaan jou seer maak. Mense wie jy vertrou wat die naaste aan jou is, gaan jou seer maak. Maar jy het die keuse, gaan ek kies om in hierdie vryheid te leef, of gaan ek kies om vas te hou aan my verlede, aan al daai emosies, aan die kwaad, die angstigheid. Dit is die keuse wat jy het om te maak. Maar sy heerlikheid is al reeds vasgevang binne jou. Ek weet nie of julle kan onthou nie, maar ons woord vir die jaar is sy heerlikheid in ons en sy liefde deur ons. En hier was my volgende aha oomblik. Ons het nou net gepraat van sy heerlikheid wat binne ons is, wat iets binne ons kom verander. En as gevolg van sy heerlikheid binne my, word sy liefde deur my bekend vir die mense rondom my. En dis hier waar die liggaam weer saamwerk. Die liggaam werk die hele tyd saam, nie weer nie. Dis hier hoe die liggaam weer saamwerk. Die liefde wat die liggaam vir mekaar het, word so bekend vir die wêreld daar buite, dat hulle sê, maar ek soek ook bietjie van dit. Sy heerlikheid maak jou excited. Ek het gewonder, moet ek die share of nie, man, kom ons share dit. Toe ek die preek geskryf het, was ek regtig baie excited geweest. Ek het baie vinnig getik eerstens, en ek kon nie stil sit nie, soos my bene het heeltyd beweeg, want ek was regtig so excited om net te praat oor sy heerlikheid, en dis die verandering wat sy heerlikheid binne my kom doen het. En ek moet badkamer toe gaan op 'n tyd, en ek is soos, ek kan nie, ek moet nie so klaar skryf, ek is so excited, die woorde kom nou net, so ek kan nie nou ophou nie. En ek gaan badkamer toe, en ek is regtig baie excited, en ek is flash, hier sal deur die kerk, hardloop ek terug na die kantoor toe, net sodat ek weer kan klaar skryf, en dit is wat sy heerlikheid binne jou doen. Dit kom verander jou van binne af. Dit laat my mense anders te sien. Dit laat my mense lief hê wat dit die nodigste het. Dit laat my mense help wat my nodig het. Dit help my om die gebrokenheid te sien en te sê, wat kan ek doen? Sy heerlikheid binne my kom verander iets. En dan word dit sigbaar deur sy liefde wat deur my gebruik word. En ongelukkig was ek honger gewees toe ek hierdie preek geskryf het. Toe het hierdie voorbeeld vir my opgekom vir sy heerlikheid. So, almal vat gou-gou 'n oomblik. Dankie. Nog mense wat saam met my excited is oor kos.
So, toe dink ek aan hierdie stukkie steak. Eerstens, as enige vegetarians is of vegans, ek is so jammer, dink aan 'n stuk komkommer. Maar as jy hierdie steak sien, jy kan hom sommer proe. Jy kan hom ruik op daai hotplate wat jy verbring en dan maak hy so tsh. Jy kan hom ruik. En jou mond water sommer net om te dink, hierdie amazing stukkie steak gaan nou in my liggaam kom. Ek gaan nou hierdie amazing stukkie steak proe. Ek net vir julle 'n side note, ek het met Cattle Baron gereël dat as julle almal daartoe gaan, dan kry ek afslag vir hoeveelheid mense wat gaan. Net 'n grappie, maar hulle maak die beste steaks. So hierdie steak, jy kan hom nou al proe, want ek het hom lekker verduidelik. Jou maag grom sommer nou al en jy sê, okay, waartoe gaan ek nou na kerk om 'n stukkie steak te koop? En ek is ook een van die mense, as ek eet en ek geniet regtig iets wat ek eet, dan moet almal daarvan hoor. So as ek so 'n stukkie steak moet eet, nê, daai hele tafel sal seker 20 keer hoor hoe lekker hierdie stukkie steak is. As die woordjie hoe heerlik hierdie stukkie steak is, kan proe. En dit is presies God se heerlikheid. Ek so excited om daai stukkie steak te eet. Ek kan nie ophou praat oor hoe lekker hierdie stukkie steak is nie. En dit is sy heerlikheid. Ek kan nie wag om sy heerlikheid te ervaar nie. Ek kan nie wag dat hy meer goed vir my kom bewus maak van sy heerlikheid nie. En dan kan ek nie ophou praat oor daardie heerlikheid van hom nie. Dit is die impak wat daar is op God se heerlikheid. En dit is tyd dat ons moet besef, sy heerlikheid leef binne my. Ek het niks nodig om uit te gaan en met iemand te praat wat ek nie ken nie. Want hy kom gee vir jou die woorde wat jy moet sê. Hoe gaan sy heerlikheid oor die hele aarde kom? Hoe gaan die hele aarde hierdie stukkie steak beleef? Is deur een persoon wat vir een persoon gaan vertel. Each one reach one. Dit vat een persoon om een persoon te vertel. Die werk kom terug na ons toe. Dit is jou werk om die heerlikheid vir die wêreld bekend te gaan maak. Dit is hoe sy heerlikheid oor die hele aarde sal heers. Is deur elkeen van ons wat sê ek staan nou op. Ek weet my identiteit is in hom. Ek is geregtig. Ek is sy geregtigheid. Ek is heilig verklaar. Ek is gekies. Ek is gevul met sy volheid. Ek kort niks. Niks wat die wêreld bied gaan my kan satisfy nie. En laastens, ek is vry. Dit is sy heerlikheid binne jou en dis net 'n gedeelte van dit. En die oomblik as jy dit besef en volgens dit leef, gaan die mense sy liefde deur jou raak sien. Mense gaan na jou toe kom en vir jou vra, maar dan nee, hoe lyk jy so gelukkig as dit actually so swaar gaan met jou? Hoe bly jy smile as jou baas nou net op jou geskree het? Hoe bly jy positief as alles rondom jou negatief is? Dis die heerlikheid van God binne my. En as ek kan teruggaan na die definisie aan die begin, dit sê glory is abundance, en ons het dit nou net geleer. Sy glory maak ons vol, sodat ons vol is met sy volheid. So ek leef uit 'n plek uit van, ek het klaar abundance. Die definisie sê, dis 'n state of deep gratification. Ek kan gelukkig wees met myself hoe ek nou is, want sy heerlikheid maak dit bekend deur my. Ek kan rejoice in die moeilikste tye van my lewe, want dit is sy heerlikheid binne my wat dit moontlik maak. En die laaste stukkie van die definisie, a state of being, om net te wees. Om te wees in sy heerlikheid, om sy heerlikheid vir jou te ervaar. Maar moet dit nie vir jouself hou nie, want hoe gaan die res van die wêreld hierdie heerlikheid beleef? En dis hoekom die Here ook vir ons verwys as die lig en die sout van die aarde. Jy moet sout op 'n stukkie steak gooi om dit net lekkerder te maak. Dit bring die smaak net soveel meer uit. En dis hoekom die Here sê, julle is my heerlikheid, want 'n stukkie sout maak alles baie lekker. En net so lig ook, ek is bietjie bang vir die donker, veral as ek die kerk moet sluit in die aande. Dis baie donker hier binne. En as ek lig sien, is ek heerlikheid, dis lig. Dis hoekom ons die lig genoem word. Ons is sy heerlikheid, maar dit gaan vat van ons om te staan
en te sê, vir wie kan ek eerste my heerlikheid gaan wys? Ons God se heerlikheid wat binne my is. Worship team, julle kan vorentoe kom. Ek wil hê ons almal moet net gou vir 'n oomblik ons oë sluit. En ek wil die vraag vra, is daar enige plek in jou lewe wat jy nie hierdie heerlikheid vir die mense rondom jou wil wys nie? Miskien is jy bang. Miskien sê jy ek is nie goed genoeg nie. Ek het nie teologie gestudeer nie, ek kan nie praat oor die Here nie. Dis nie worship leaders, dis nie pastore wat God se heerlikheid moet gaan bekend maak vir die wêreld nie. Dis elke liewe een van ons. En ek wil hê as jy op 'n plek is wat jy twyfel in jouself of jy God se heerlikheid kan bekend maak vir die mense, mag jy dit surrender vandag vir die Here. En vra vir hom, Here, waar's dit waar ek vir die eerste persoon u heerlikheid kan reveal? Of miskien is jy op 'n plek wat jy sê dan nee, ek hoor dit, ek verstaan nog nie my identiteit nie. Ek is nog nie vol nie, ek voel nie vol nie. Of ek kan nie vry wees nie. Wil ek hê jy moet alles nou surrender by sy voete en sê vir hom, Here, ek voel nie vol nie, maar ek weet ek's gevul met u. So kom vul my met u heerlikheid, dat ek kan voel hoe ek excited raak. Hoe ek hier uit hierdie kerk uit wil hardloop en vir die eerste persoon wil gaan vertel van die Here se heerlikheid. Dankie Here dat ons net hierdie oomblik kan vat. En ons kan net u heerlikheid celebrate. Dankie dat ons nie meer hoef te gaan soek vir die heerlikheid nie, maar dit leef al reeds binne elkeen van ons. Here, ek wil bid vir elke liewe persoon wat hier so is. As enige iemand is wat voel hulle is nog nie gevul nie, verander hulle denkie dat hulle kan weet, hulle is al reeds gevul met die volheid van God. As jy iemand is wat nog sê, ek verstaan nie wie ek is in Jesus nie, mag hulle vandag verstaan. Hulle is u kind, hulle is u geregtigheid, hulle is nie meer 'n sondaar nie, maar hulle is geroep op hulle naam, hulle is uitverkies deur u. En dan wil ek bid vir enige iemand wat vashou aan hulle verlede, vashou aan onvergifnis, vashou aan seer, aan pyn, aan kwaad, aan enigiets, mag hulle dit nou surrender by u voete. En soos daai vers sê, ek het jou geroep om vry te wees, so wees vry. Mag ons hier uitstap met daai vryheid binne ons. En dan laastens wil ek bid, Here, mag U die heerlikheid vir elke liewe een van ons wat hier so is, nog meer kom wys. Here, U sê, hoe meer ons U soek, hoe meer gaan U Uself in ons reveal. So ek bid dit nou oor elkeen van ons. Mag U heerlikheid nog meer aan ons reveal word. Mag ons soveel meer van dit sien en mag ons weet, dit is nie 'n veraf konsep nie, maar U heerlikheid leef nou al reeds binne elkeen van ons. En mag dit lewens rondom ons verander. Mag dit ons excited maak. Mag dit ons vry maak. Mag dit ons vol maak. En mag dit maak dat ons die wêreld anders te sien, dat ons die wêreld sien deur U oë, deur 'n ewigheidsperspektief en nie deur ons eie oë nie, maar deur die oë wat U het vir elke liewe persoon. Dankie vir die genade, dankie vir die vryheid wat ons kan hê in U naam, en dankie vir die heerlikheid, dankie dat dit binne ons is. Amen. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love. It's not a word that I just use, a mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love.
I am rooted, I am grounded in His love. I have power, I am fullness in His love. It's in the beating of my heart, in the depth of my soul. Every part of who I am and all I know. It's the way of love. Oh, it's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. There is power, there is fullness in His love. I am anchored in the Father's endless love. There is freedom, there is fullness in His love. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds.